Jesus sê 'n interessante ding, en jy kan dit lees in Matteus 9 vers 17, jy kan dit lees in Markus 2 vers 22, en jy kan dit lees in Lukas 5 vers 37 en 38. Hy vertel 'n baie eenvoudige, kort verhaal, wat eintlik 'n baie diep betekenis het. Jesus sê vir die mense wat daar is, almal wat daar is, die volgende woorde. Hy sê, 'n mens gooi nie nuwe wyn in ou leersakke nie. Anders bars die leersakke, die wyn loop uit en die sakke gaan verlore. Nee, nuwe wyn word in nuwe leersakke gegooi en albei bly behoue. Net een vers. Interessante gedeelte en ek dink almal van ons het al iets daaroor gehoor, en as ek dit nou vinnig kan opsom, dis nie ons tema vandag nie, dis nie die inleiding, as ek nou vinnig kan opsom wat dit beteken, in die Bybelse tyd het hulle diervelle gemaak, en dan so leersak gemaak, waarin hulle die wyn geberre het. Nou nuwe wyn, obviously, het nog gegis, en dan het dit opgeswel, en uitgebrei, en dan as daai sak oud was, of ros was, dan het hy gebars en alles is daarmee heen. Baie eenvoudige konsep. Maar wat probeer Jesus dan nou vir ons sê? Jesus gebruik hierdie om vir ons een van die belangrikste geestesdinge te leer. Nou die interessante ding, en wat ek nogal baie hou van die manier hoe Jesus geleer het, is, hy het nie soos ons met baie woorde en sinne en alles iets probeer doen nie, hy het dit baie eenvoudig en reguit gedoen. Soos hierdie, mens gooi nie nuwe wyn in ou wynsakke nie, anders bars hy en alles gaan verlore, die sakke stukkend en die wyn is verlore. En al wat Jesus vir hulle probeer sê is, die nuwe wyn verteenwoordig 'n nuwe lewe. Jy kan nie nuwe lewe ontvang en soos wat hy dit noem in 'n ou wynsak gooi nie. Gaan nie werk nie. Wat gaan gebeur? Jy gaan 'n nuwe lewe by God kry. En mense gaan opinies hê en mense gaan jou gaan opmerkings maak en jy gaan dit gaan nie hou nie. Jy gaan bars en alles gaan verlore gaan. Jy gaan verlore gaan, jou liggaam, jou emosies, jou vertroue, jou geloof, alles wat jy gehad het met van nou af. Dit gaan verlore gaan en dit wat God vir jou gegee het, gaan verlore gaan. En Jesus kom probeer vir ons leer, as jy werklik 'n nuwe lewe in elke aspek van jou lewe, in elke area van jou lewe wil hê, is daar een ding wat jy gaan moet doen, jy gaan moet laat gaan van die ou leersakke. Jy gaan moet. Dis redelik eenvoudig. Die nuwe leersakke verteenwoordig mense wat se harte bereid is om te verander. Dit is baie maklik. En ongelukkig is dit so in vandag se tyd, dat almal van ons wil iets nuuts hê. Almal. Veral wanneer jy seer gekry het, of iets verloor het, of wat ook al dit mag wees, dan wil jy graag iets nuuts hê. Maar as jy nie bereid is om self te verander nie, bly jy net op 'n plek waar jy met 'n begeerte sit, en dan begin ons later goed sê soos, nee, ek dink nie die Here wil dit vir my gee nie. Of, ek dink nie die Here hoor my raak nie. Ek dink, iemand het nou dag weer vir my gesê, en toe dink ek, nee, ek dink jy maak 'n fout, toe sê hy vir my, ek dink nie dis al die regte tyd nie. Toe sê ek, nee, ek dink nie jy verstaan mooi nie, as die Here iets wil doen, dan doen hy dit. Die probleem is jy in die regte tyd? Want die Bybel sê, kom dat ons die saak nou uitmaak. En ons het baie invloede, en ons gaan na 'n paar kyk, want dit word al erger en erger deesdae, en al meer en meer mense vra,
maar ek lees Bybel en ek bid en ek doen hierdie en ek doen hierdie en ek doen hierdie, maar dit voel net nooit asof ek regtig daar kom nie. Ek praat gister met iemand hier by ons kerk en ek sê, ons is 'n paar pastore wat in so 2 weke terug gesels het en toe sê ons dink nie, dis ons opinie, ons dink nie dat die Christene in Suid-Afrika is al desperaat genoeg vir God nie. Dis ons opinie. Ons dink nie dat die Christene op 'n plek is waar ons sien Jesus of niks. Ons sien dit nog nie. Ons sien nog nie dat soos die Bybel dit sê, hulle wat God soek, sal hom bestorm en hulle sal hom gryp met geweld. Daar's nog te veel opsies. Een het gesê, dit gaan nog te goed met ons. Nou jy kan dalk nou nie vandag saamstem nie, so kom ek begin het deur te sê, dis ons opinie. Want ek wat deel is, weet hoe dit lyk, wanneer iemand die Here vasgryp. Ek weet hoe dit lyk, wanneer 'n kind in 'n hospitaal lê, en 'n pa geen ander opsie het, as om uit volle bors die Here aan te roep nie. Ek weet hoe dit lyk. Niemand keer hom nie, niemand stop hom nie. Niemand gaan vir hom sê, hy nee, bietjie sagter, hier's ander mense wat moet rus. Daar's geen brieke nie. En as kinders van God, is dit so bietjie van 'n bekommernis, dat ons dalk nog nie op daai plek is. Een ou het gesê, ons hoor week na week, preek na preek, en ons is inspirerend en is goed, maar ons sien nog nie dat mense uitstap en 100% dit vasgryp nie. Ons sien nog nie dat die woord wat sê, nie net die dinge wat ek gedoen het nie, maar ook groter sal julle doen, omdat ek na my Vader gaan. Een van die vrae wat die meeste gevra word deesdae is, hoekom sien ons nie meer bo natuurlike wonderwerke nie? Ek praat nie van iemand wat na behandeling gesond is, ons dank die Here daarvoor. Ek praat van die voormalige president van die AGS het eendag 'n e-pos gestuur vir al die kerke. Toe sê hy soek bo-natuurlike getuienisse. Geen behandeling, geen mense hulp nie, niks. Hierdie was net God gewees. En dan sien ons dit baie keer in natuur, wanneer ons bid vir reën, of vir die, of vir daar, dan sien ons dit. Maar miskien moet ek vanoggend vir jou vra, wanneer laas was jy daar gewees? Waar iemand wat jare lank is verlam, wat jy na hom toe gestap het en vir hom gesê, in die naam van Jesus sê ek vir jou, staan op en loop. Wanneer laas het iemand dood gelê, en jy na hulle toe gestap en gesê, ek beveel jou om op te staan. Kan ek vir jy sê wat gebeur as ons sulke goed doen? Mense dink jy is totaal mal. Heeltemal. Kan ons eerlik wees? Vir wie sal dit normaal lyk die volgende keer as ons 'n begrafnis het, en iemand maak sommer net die kus oop, en vat die ou by die hand, en iemand stap daarin, maar nou wil ek vir julle iets anders vra. Is daar enige iemand hier in hierdie kerk wat dit al in die Bybel gelees het dat dit gebeur? Darm die helfte. Nou hoekom is dit abnormaal? Hoekom gebeur dit nie? Want iemand anders het eendag vir my gesê, ja, maar is net, toe sê ek, nee, dis nie net Jesus wat dit gedoen het nie. Omdat hy sy 2 disippels het gesê, silwer en goud het ek nie, maar in naam van Jesus staan op en loop. Daar's iets wat ons geestelik leegmaak. Daar's iets wat ons geestelik, ek wil amper sê, manipuleer. Iets wat ons vrymoedigheid wegvat.
Eergisterand, toe Belinda aan die kamer instorm, en ek kan sien, hier's nou groot foute. Sy sê, dis bloed, en is die, en is daar, en is alles. Gaan sit ek daar, en sy sê, ek weet nie wat om te doen nie. En ek staan op, en ek vat die botteltjie salfolie, en ek loop na Keegan toe, en ek sê vir hom, kom ek gee vir jou 'n bietjie hemelse medisyne. Ek sê in die naam van Jesus, beveel ek jou koors om te wyk. Help nie ek jaag hospitaal toe nie, daar's niks wat hulle vir hom daar kan doen nie, hulle verstaan nie eers wie hy is nie. Ek sê, glo jy dit? Pappa is hemelse medisyne. Miskien was ek te lanklaas op 'n plek in my lewe, waar ek besef het, die hemelse medisyne. Maar iets maak ons geestelik leeg. Iets steel ons vrymoedigheid. Iets maak ons skaam om op te staan. Kom ons kyk. Kom ons kyk 'n bietjie. Die dinge wat ons geestelik leeg maak. Ek moes dalk gewaarsku dat almal gumboots of safety boots aantrek vanoggend, maar kom ons gaan. Te veel Christene, hoor mooi wat ek sê, te veel Christene leef vandag 'n leë, lae Christelike standaard, want dit lyk beter. Jy lyk dan nie so crazy soos wat 'n ander ou lyk nie. Jy lyk dan normaal. Jy dien die Here. Maar jy doen daarom nou nie snaakse goed wat mense nou sal dink jy gaan kerk toe, jy lees Bybel, jy bid, jy doen goeie dinge, jy gee vir die armes, jy doen dit alles, en ek dink meeste van ons doen dit. Maar wanneer laas het jy 'n wonderwerk deur jou sien gebeur? God het ons geskep, gemaak, en die Bybel sê vir ons dat ons is geseën met alle geestelike seëninge. Jy is geseën met alle geestelike seëninge. Die eerste ding wat jou geestelik leeg maak, is vrees. En dan praat ek nie van vrees vir die koue en vrees vir die en vrees vir daan. Ek praat van, jy kry mense wat net altyd een of ander tipe vrees het. En het jy geweet dat vrees werk presies dieselfde as geloof? Presies dieselfde. Want Hebreërs 11 vers 1 sê dat ek hoop. Geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ek hoop, die dinge wat ek nie sien nie. Ek hoop dit gaan gebeur. Ek glo dit gaan gebeur. Ek sien die prentjie in my kop en ek glo dit kan gebeur. Ek glo hy gaan opstaan. Ek glo ek kan dit sien in my kop. Ek begin al beplan wat ons alles gaan doen. Wat doen vrees? Presies dieselfde. Jy sien klaar die prentjie in jou kop hoe hierdie gaan lyk. As jy hoor daar was 'n ongeluk gewees, dan begin jy klaar sien, die hele wêreld is vol bloed, en die kar is opgevrommel, en dis 'n disaster. Vra net vir iemand wat se kind onlangs 'n ongeluk was. En dan kom jy daar, dan sien jy, nee, dit lyk nogal bad, maar, dan sê ons hierdie woorde, dankie, tog, is nie soos ek gedink het dit gaan lyk nie. En so kom vrees in ons, en vrees bly deel van elke liewe kind van God se lewe op een of ander manier. Party mense sê dit anders, hulle sê, ek vrees nie, maar jy weet, ons moet maar realisties wees. Die ouens bestuur maar rof deesdae op die paaie. Ek weet jy moet realisties wees. En ek wil vanmôre vir jou sê, ek praat heel eers met myself ook. Want as ons werklik nie gaan toelaat dat ons geestelik leeg bly nie, gaan ons iewers die gate moet begin toemaak. As ek vir enige iemand hierdie kan gegee het en gesê het, gaan haal vir my 'n bietjie water,
Tip, sê jy net geraap die plaas, daar by jou 'n bietjie water gaan skep en vir Melina toe bring met die ding asseblief. Sal net vir almal 'n bietjie water gee. Miskien moet ek hom so draai, dan gaan dit meer sin maak. Die probleem is, meeste van ons lyk geestelik so. Hierdie ding was op 'n stadium pink en grys gewees. Toe sê ek vir iemand, dit pas nie so lekker in my kantoor nie, sal hulle hom vir my asseblief blou en grys maak. Toe maak hulle hom mooi en hulle sit tot sulke mooi kralietjies hier so aan. Dion, so wat is dit? Nee, dit is maar net vir die mooiheid. Wat noem hulle hierdie ding eintlik as hy heel is? 'n Kruik. Wat doen jy eintlik met 'n kruik? Okay, so as jy 'n kind van God is en jy lyk so, dan lyk jy eintlik ook maar net mooi. En ook seker net vir jouself. En miskien die 2 of 3 wat jy probeer beïndruk. Want God sê, as jy so lyk, my kind, ek is so lief en ek het soveel planne vir jou gehad, maar wil jy nie begin gaatjies toemaak nie? Wil jy nie begin gaatjies toemaak nie? Want dit lyk mooi, hy staan al jare daar in my kantoor. Vir die mooiheid. Jy's nie 'n kind van God vir die mooiheid nie. Jy's 'n kind van God om te leef soos 'n kind van God. En ons begin al meer en meer vra, hoekom lyk die wêreld soos wat hy lyk? Waar is God? Mense pleeg moord en vermoor en verkrag en aborsie en trou soos hulle wil, maak soos hulle wil, gaan waar hulle wil, maar ek's 'n Christen. Jy lyk dan mooi, hoor. Vrees beroof jou om vol te word van God. Petrus het ten minste uit die boot geklim. Ten minste. En toe maak hy maar soos ek en jy. Vrees steel vrede en geloof. Daar's 'n vers in die Bybel wat sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Onmoontlik. Jy kan nie. Maar ons as Christene het 'n manier om net te glo, die oomblik as jou hele wêreld uitmekaar uitval. En dan dink ek baie keer, ons noem dit geloof, maar eintlik voel ons, God moet maar net. Hy moet nou, want hy's God. En soveel keer doen hy dit. En as hy het klaar gedoen het, dan lyk ons maar weer net mooi. Vrees steel jou rus, jou slaap. Vrees maak dat jy begin angstig rondkyk, dat jy plan B begin soek, nog lank voordat jy gesien het plan A werk nie eers. 2 Timoteus 1 vers 7 sê, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, van liefde en van selfbeheersing. Ek weet ons ken daai vers so mooi. Maar lyk die vers mooi of glo ons dit regtig? God het jou geseën met alle geestelike seëninge. Hy het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Dis 'n mooi Bybelvers om in die Bybel te in my yskas te plak. Maar doen dit iets vir my. Die tweede ding waarvan ons geestelik leeg word, is natuurlik sonde, want sonde bou 'n skeidsmuur tussen jou en God. Sonde is een van die dinge wat ons nou die meeste meet in die laaste 10 jaar. Ek lees so 2 weke terug 'n ding, want een van die gunsteling sê goed vir mense, maak nie saak wat hulle doen nie, deesdae is, ek is so gebore. Toe lees ek nou die dag 'n ding wat 'n pastoor sê, toe sê hy, ja, ek stem saam, jy is so gebore,
Dis hoekom Jesus sê, jy moet wedergebore word. Soos jy glo jy's 'n alkoholist gebore, of van die verkeerde kant gebore, as jy glo jy's so gebore, as gevolg van invloed van ouers, van familie, van wie ook al dit mag wees, 100%. Maar die Seun van God het gesê dat jy wedergebore sal word. Dat jy vanuit hom gebore sal word, wat van dag 1 af plan vir jou het. Geboorte is geen verskoning nie. Die feit dat jy ek wil amper sê, in 'n stal gebore is, maak jou nie 'n dier nie. En as jy dan nou oortuig is van jou omstandighede en dat jy so gebore is, 100%, wil jy nie dan vandag wedergebore word nie? Wil jy nie dan vandag seker maak dat jy vanuit God gebore is en nie net vanuit jou ouers nie? Want die Bybel is duidelik. Jy moet uit water en uit gees gebore word. Sonde maak ons leeg. Psalm 32 kom Dawid en hy beskryf hierdie toestand. Hy beskryf hoe hy voel nadat hy begin sondig het. Hy sê, toe ek stil gebly het my gebeente uitgeteer. Toe ek besef dat ek besig is met sonde, toe ek besig is dat ek besef ek is besig om myself te regverdig en ek is nie waar God wil hê ek moet wees nie. Dit was vir my so erg gewees, dit het my gebeente begin uitteer. In plaas van om net vrede te maak daarmee en te sê, ag, is maar ook groot geword het, jy weet. Is maar ook geleer is. Daar in een van die ander Afrika lande het hulle 'n gesegde wat hulle sê, so gemaak en so gelaat staan. Ai, so vreeslik. Wat van wedergeboorte? Wat van opstaan en sê tot hiertoe en nie verder? Wat van opstaan en sê, okay, so ek is bereid om toestemming te gee, dat my kinders en kinders se kinders en kinders se kinders se kinders almal nou maar met hierdie gemors sit waarmee ek sit. Ouens, ek het vir julle slegte nuus. Julle lewe gaan hel wees. Moenie eens iets probeer doen ooit in jou lewe nie. Want ons is van seils. Ons seil, ons bly net daaronder die hele tyd. Ons is nie van sweef nie, ons is van seil. Sies tog my arme kinders. Nee. Wedergeboorte sê, ek maak klaar, sodat my kinders nie hoef deur te gaan wat ek deurgegaan het nie. Sodat hulle kinders sal weet, daar was iemand wat op 'n stadium geseil het. Ek verander sommer maandag my van sweef toe. Is dit oké, pa? Gaan pa saam met my. Ek dink ek gaan my van sweef toe verander, klaar. Kan seker nie baie kos nie. Ek wil hê daar's een ding wat jy moet weet vandag. As kinders van die Here, loop ons soms en ons aanvaar dat ons maar sukkelaars moet wees. Iemand bring gister 'n ou na my toe, in 'n reistool, gestremde man. Sy woorde aan my is, my familie het my weerhou om skool klaar te maak, omdat ek nie goed genoeg is. My familie doen dit, my familie doen dit, my familie doen dit. Nou wil hy self uitwaag. Nou keer dieselfde familie om dit te kan doen. Dus sê ek en die ander ou vir hom, nou luister gou vir my mooi. By God is alle dinge moontlik.
Ek weet nie hoe dit gaan gebeur nie. Ek weet nie of die Here vir hom 'n vrou sal gee wat hom sal lief hê. Ek weet nie wat dit is nie, maar hy het 'n hartsbegeerte om te lewe. 'n Hartsbegeerte om te sê, ek wil vooruitgaan. Hy sê, my ma, my pa word oud. Hulle gaan nie vir altyd vir my kan sorg nie. Ek wil iets begin doen. En ek bid dat die Here iets in sy man se lewe doen, sodat God verheerlik sal word. Sodat God geëer sal word, omdat hy bereid is om te sê, ek wil. Sonde omring ons maklik, sê die Bybel. Hoor hoe sê Jesaja 49 vers 1 tot 3 dit. Kyk, en ek wil hê jy moet mooi luister, kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help, of sy oor nie te swaar om te hoor nie. Vers 2, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Hy het hom nie verberg nie. My sonde het veroorsaak dat ek hom nie meer so mooi hoor en so mooi sien nie. Hy het nie onttrek nie, hy het nie weggekruip vir my nie, hy het my nie weggestoot nie. My sondes, my ongeregtighede, my ongehoorsaamheid het gemaak dat ek hom nie meer so mooi sien nie. En dis nog 'n hartseer. Meeste Christene is okay daarmee, want sy lewe is dan okay. As jy nie die volheid van die Here wil hê nie, sal jy okay wees met net 'n bietjie. As jy okay wees met 'n klein bietjie, vers 3, want julle hande is met bloed bevlek en julle vingers met ongeregtigheid, julle lippe spreek leuen, julle tong fluister onreg. Eina. God antwoord in 1 Johannes en sê, as jy jou sondes bely, hy is getrou en regverdig om jou te vergewe van al jou sondes. Die derde ding wat jou leeg maak geestelik is bitterheid. Bitterheid. Bitterheid is 'n gifstof wat jy self in jou eie liggaam inspuit. Bitterheid hou nie 'n ander persoon gevange nie. Dit doen die ander persoon geen skade nie. Jy's net besig om jouself dood te maak. En die rede hoekom bitterheid groei binne jou is juis omdat jy sien dat die een teen wie oor jy verbitterd is, gaan vooruit. Dis juis hoekom die bitterheid in jou begin erger word en naderhand oorsit in aggressie. Want die persoon wat jou te nagekom het en jou seer gemaak het, lewe lekker. Hy is nou daar iewers in die Kaap, vakansie, saam met sy kinders. Hy lewe die lewe. En jy moet hier in Koster sit en na hierdie preek luister. Wat 'n straf. Hy gaan hom dalk vanaand op die strand op sy foon kyk. As daar nou regtig iemand in die Kaap is, ek weet nie daarvan nie, hoor. Ek wil 'n ander naam genoem het, maar klomp van ons vriende is nie daar, net as hulle kwaad vir my. Bitterheid, hoor mooi hoe werk bitterheid. Bitterheid gebeur nie dadelik nie. Dis iets wat baie stadig, maar baie diep groei. En al wat dit is dis hartseer en pyn wat jy nie hanteer het nie. Dis al. En bitterheid beroof jou
van nie net jou geestelike lewe nie, maar jou hele lewe. Kom ek noem vir julle 'n maklike voorbeeld. Ons kan die beste koffie voorgehou het toe jy 8 uur by die kerk gekom het. Met lekker vars melk en scones en met kaas. Ons kon die beste aanbidding gehad het, ons kon onbeskaam gekry het om ons te kom bedien, of retief burger, en dit kon fantasties gewees het. En ons kon die grootste prediker van die wêreld gekry het om die woord te bedien vanoggend. Dan stap jy by die deur uit, dan sê jy, dit was die diens van my lewe. En dan klim jy in jou kar, en as jy so by die kerk sê, ek wil uitry, dan kom my ou so verby jou gery. Daai ou, wat jy gewens het al 2 jaar terug dood is, daai ou, kom hy verby jou gery. Net daar is die koffie, die scones, die aanbidding en die preek daarmee heen. Want net daar sê jy vir jouself, ja nee, alweer 'n nuwe kar. Net daar verloor jy alles. Net daar slaan jy die grootste gat in jou kruit. En jy word die leegste wat jy moontlik kan word. Net vir interessantheid. Water gaan sukkel om hier binne te bly. Maar hier is iets hierin. Behalwe lig. Hier's 'n vliegtuig hierin. Sien nou 'n vliegtuig? Is dit 'n vliegtuig? Is dit 'n vliegtuig? Hierdie is 'n vliegtuig. Ek het nie gevra kan hy vlieg nie, ek het gevra is dit 'n vliegtuig? Daar's 'n vliegtuig in. Daar's 'n rooi karretjie in, lyk baie soos baie klein Ferrari. Daar's 'n rooi karretjie in. Is dit 'n karretjie? Dis 'n karretjie. Is vliegtuie en karretjies veronderstel om in die kruik te wees? Nou hoekom hou jy bitterheid en vrees en sonde en dit wat nie binne in jou kruik moet wees nie, net lekker binne jou? My kinders speel lekker in en uit die kruik. Ek sluit af. Hierdie ene is vir elke een van ons. Die laaste ding wat jou geestelik leeg maak is 'n oorvol lewe. Baie mense is nie leeg omdat hulle sonde doen of bitterheid het of selfs omdat hulle sonde het nie. Baie mense is leeg omdat hulle te besig is. Kom ek lees vir julle een van die mooiste voorbeelde wat in die Bybel is. Lukas 10 vers 38 tot 42. Hier is die gedeelte wat Lukas wat Jesus by Martha en Maria se huis kom. Lukas 10 vers 38. Hy sê, en op hulle reis het hy in 'n sekere dorp gekom en 'n vrou met die naam van Martha, hoor mooi, Martha het hom in haar huis ontvang. So Martha het gesien, hier kom Jesus, die deur oopgemaak en vir Jesus ingenooi. Martha het dit gedoen. En sy het 'n suster gehad met die naam van Maria. Die het aan Jesus se voete gesit en na sy woord geluister. So Martha maak die deur oop, Martha nooi vir Jesus in, Jesus gaan sit lekker gemaklik, Martha sê iets te drink, te eet, en al wat Maria doen is sy gaan plak haar neer by sy voete. Dis al wat Maria doen. Vers 40. Maar Martha was baie besig om klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie? Met ander woorde, Here, so ek moet nou al die tee en koffie en ek moet nou alles doen. Sy kan net hier sit. Klink soos toe julle kinders almal klein was, né? Ek moet alles doen. So dis okay. En hoor
Hoor wat antwoord hy sê, Martha sê dan vir haar dat sy my moet kom help. En dan kom vers 41 en sê hy, maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge. Vers 42, maar een ding is nodig. En Maria het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem sal word nie. Pas op, dat ons nie partykeer te besig is en nie by die Here uitkom nie. As 'n gesegde wat sê ons is partykeer so besig met die dinge van die Here, dat ons nooit by die Here van al daai dinge uitkom nie. Ons hardloop die kant toe en daai kant toe. Daar's 'n gelykenis in die Bybel wat hy kom vertel en dan sê hy, maak vir jou 'n paar bekwame manne bymekaar om jou te help, sodat hulle die tafels en so kan bedien, want jy laat die woord na, jy hardloop die hele wêreld vol, en jy is nie veronderstel om dit alles te doen nie. Daar is mense wat God vir jou gegee het, om sekere take te verrig. Psalm 46 vers 11 sê, wees stil en weet. Wees stil en weet. Hoe word ek weer vol? Baie maklik. Heel eerstens, maak ek seker, wat is besig om my rond te jaag in my lewe? Wat jaag my rond? Tweedens, elke een van ons het wat ons noem gewoonte sondes wat ons die okay stemp gee. Want is dan nou nie so bad nie. Die beste verskoning wat ek nou eendag van my hele lewe na 23 jaar in voltydse bediening gehoor het, is toe iemand vir my sê, ek doen dan nie iemand anders skade nie. So hy's okay met sy sonde, want hy doen dan nou niemand anders skade. Dis dan nou net homself wat hy skade doen. Die derde ding is bitterheid. Die Bybel praat van 'n wortel van bitterheid. En vierde, maak seker dat jy genoeg tyd met God spandeer. Ek het Woensdagoggend vir die manne gesê, wanneer ek praat met die Here, dan is dit nie wanneer jy bid nie. Dis nie wanneer jy met al jou behoeftes en tekortkominge en al daai dinge gaan nie. Dis nie waarvan ek praat nie. Ek praat van, gaan sit net stil op 'n stadium. Gaan sit net stil. En dink net vir 'n oomblik, sonder om jouself te regverdig, wat wil God vir my sê? Waar wil hy my hê? Wat wil hy hê moet ek doen? Want ek praat nie van Bybel lees en bid en stilte tyd en dis briljant. Dit moet ons meer en meer doen. Ons moet die woord van God opeet. Dit moet op ons hart en op ons lippe lê elke dag, heeldag. Maar een ding wat ons nie doen nie, is ons stop nie. Ons stop nie doelbewus en gaan luister net na God nie. Nie lees Bybel nie bid nie. Nie moan by die Here oor dit net sit. Net sit en sê, Here, ek is nou hier. Ek is nou hier. Kom ons sluit die oë. Here, ek weet vandag dat elke een van ons wat hier sit, het miskien 1 of 2 of so gaatjies in hierdie kruik.
Miskien kan ons na ons eie lewe kyk en ons kan definitief sien dat ons geestelik gegroei het. Definitief. Here, ek weet, as daar een ding is wat die Christendom mis, is die rede hoekom jy kind van God is. Jy is nie kind van God net om 'n mooi oop paadjie hemel toe te hê nie. Om kind van God te wees beteken, ek het die volle wapenrusting van God aangetrek. Ek het van my knie af opgestaan. Ek het my hakke in die grond ingeslaan en ek het gesê, Vader, vandag sluit ek aan by die weermag van God. Vandag sluit ek aan om siele te wen. Vandag sluit ek aan om vol te word van die Gees van God, sodat die Gees van God my kan begin lei en gebruik. Ek kom bid in die naam van Jesus vir elke persoon wat leef uit 'n bron van vrees uit, Here. U het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar goddelike krag, goddelike liefde, goddelike insig, sodat ons goddelike besluite sal neem, sodat ons goddelik sal oordeel wanneer ons onsself oordeel oor sonde en ongeregtigheid. Ek bid, Here, dat ons sal ophou om deur vrees rondgewaai te word, terwyl die vyand ons huise, ons lewens, ons land en ons dorp verwoes. Ek bid in die naam van Jesus dat daar manne en vroue geestelik sal opstaan en vrees sal begin aanspreek in die naam van Jesus. Die woord sê, weerstaan die vyand en hy sal van jou wegvlug. Ek bid in die naam van Jesus, Here, dat ons sal begin opstaan teen sonde. Ons leef in 'n wêreld wat alles wat boos is wil regverdig. Daarom bid ek in die naam van Jesus dat ons sal begin opstaan. Ek bid dat ons kinders sal opstaan teen dit wat die wêreld as normaal wil aanskou en uitgee. Daar is net een normaal en dis God se normaal. Bid dat ons sal opstaan teen bitterheid in ons lewens, Here. Ek bid dat ons vanmôre sal besef, bitterheid is 'n manier hoe die Satan besig is om ons eie lewens te verwoes, onsself siek en dood te maak, terwyl almal om ons nie eens bewus is daarvan nie. Ek bid dat ons U werklik sal vertrou, Here. En ek bid in die naam van Jesus dat ons sal tyd maak in ons lewens om tyd saam met God te spandeer. Tyd saam met mekaar te sal begin spandeer, Here. Ons is op hierdie aarde, maar ons is nie van hierdie aarde nie. Ons as kinders van God is van hemelse plekke. Ek bid vir groot, soos hulle in Engels sê, Vader, groot boldness, dat ons mans sal opstaan in die naam van Jesus, dat mamas sal opstaan, dat kinders dit sal raak sien en saam met ons sal opstaan vir die naam van Jesus Christus. Ons eer U daarvoor, Vader. Mag U al die lof en eer en aanbidding ontvang in Jesus naam. Amen, amen. As daar enige iemand is wat wil hê